Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se tema is dra jou vrag, maar dra dit op die ligte manier. Ek wil hê jy moet jouself nou sien iets dra wat baie swaar is. En dat jy regtig net sal ervaar hoe daardie gewig jou aftrek. Jy weet mos daardie as ons so klomp goed op een slag wil dra en dit voel naderhand jou vingers gaan afbreek en jy voel so seer in jou spiere. Nou Esegiel 1 vers 25 sê, en daar het 'n stem gekom bo van die uitspansel af, wat oor hulle hoof was, as hulle staan, het hulle vlerke laat sak. Hier word gepraat van die wesens voor God se troon. Dit is so belangrik om uit God se woord te leer, hoe om God se stem te hoor. So kom ons leer sommer direk uit die hemel uit. Hulle het hulle vlerke laat sak. Jy sal saam met my stem, as daar so 'n flatter in jou gees is van omgekraptheid, dan sukkel jy om te bid. En van ons, moet ons erken ook vanoggend, is permanent omgekrap. Hoe kan ons dan bid en vrede ontvang? Eintlik moet ons tog mos bid, wat die Gees ons gee, om te bid. En dan kan ons nie. Ons maak aaklige foute, want ons wag nie vir die antwoord van God om werklik deur te kom nie. En ons begin ons eie gedagtes en eie planne volg, en dan is dit so 'n mors van ons geestelike energie. En as hulle sy stem gehoor het, het hulle beweeg met die spoed van weerlig, in 'n eenheid, vers 14. Waar die Gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan, in die rigting wat die Gees wou gaan, en die wiele is gelyktydig saam met hulle opgehef, want die Gees van die wese was in die wiele. Esegiel 1 vers 20. Kan ons nie ook maar net vanoggend uitroep soos Maria, buite daardie graf toe sy Jesus herken het, Rabboni, teacher nie. It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it. Kom ons laat sak ook net die vrag wat ons dra van soveel hartseer, die wonde van seer, die spyt kom te laat gedagtes, die moedelose gevoelens. Ons laat val net hierdie sonde strikke wat ons so oorweldig, om nie in die hoogtes van God se vryheid te kan beweeg nie. Jy sal nooit genoeg kan bid, Here, maak my leeg nie, maar Here, maak my vol van U. Moenie net communion gebruik, omdat dit elke dag se storie in jou lewe raak nie. Maak vandag dit 'n spesiale geleentheid om net weer leeg te maak en af te laai. En dit is die vraag, hoe swaar laat jy vanoggend jouself dra aan goed wat jou seer gemaak het uit die verlede uit, aan goed wat jy nie meer kan klaarmaak nie, aan wrokke, aan skuldgevoelens. Hoor mooi, dit is nie die vrag wat jy dra wat so swaar is nie, as die manier waarop jy dit dra. As jy net op die regte manier iets optel, sal jy dit makliker weggedra kry. As jy net daardie gewig verskuif, sal jy dit makliker dra. En vanoggend het ek vir jou die antwoord. Verskuif jou las wat jy dra, na die bloed van Jesus toe. Om daardie persoon, in hy omstandighede, wat aan jou gedoen is, vry te spreek, te vergewe. Dis wat die woord sê. Hy sê, sit daar die laste neer, werp daar die bekommernisse op jou, want hy sorg vir jou. Dat jy kom by daardie plek, waar jy so swaar aan die wonde dra, om vanoggend te besef, jy hoef dit nie alleen te doen nie, maar verskuif daardie wonde, na die wonde van Jesus toe, want deur sy wonde, het daar vir jou genesing gekom. Hoe kan ek dit vir jou vanoggend makliker stel, as om vir jou te sê, jou gewig, jou las, is gedra by Golgotha. Miskien is dit tyd, om dit vir hom te gee, wie dit vir jou klaar gedra het. Elke oomblik, elke sekond, begin uit gees uitleef, baie meer, as dit wat in jou siel die gewig is, sodat jou liggaam ook, die genesing kan ontvang. Voel, dit word ligter, dit wat jy dra.